You get your fill to eat, but always keep that hunger. May you never take one single breath for granted. God forbid love ever leave you empty-handed. I hope you still feel small when you stand beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I die every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let it. Ek wil vra dat ons almal net vir 'n oomblik ons oë sal sluit. Ons sal ons oop met gebed. Hemelvader, dankie dat ons vanmiddag hier bymekaar kan wees en dankie Here vir die rede hoekom ons hier is vandag. En Vader, ons seën vanmiddag hierdie twee mense wat voor ons staan. In Jesus se naam. Amen. Ek wil nou net sê, amper het jy gekroek, jy mag gaan nie soen voor die tyd. Dit is my voorreg om julle twee vandag in die huwelik te kan bevestig. En ek wil begin deur die mikrofoon net so 'n bietjie te skuif. Jy weet, as ons praat van die huwelik, ek dink daar's so baie om te sê oor die huwelik en ou kan so baie leer en weet jy, as ek het daaroor gedink, weet jy, ek dink 'n goeie vers vir my sal wees is Hebreërs 11 vers 1. En in Hebreërs 11 vers 1 staan, geloof is dis 'n vaste vertroue op dit wat ons hoop. 'n Bewys van dit wat ons nie sien nie. Nou dis dalk 'n vreemde vers vir 'n huwelik, maar as jy na hierdie twee mense staan, kan enige iemand vir my sê hoe goed gaan dit met hulle huwelik? Ek kan nie regtig nie. Want hulle is tegnies gesproke is hulle nog nie getroud nie. So ons kan nie gesê dit gaan goed met hulle huwelik. Ons kan nie vir hulle sê hulle is suksesvol in hulle huwelik nie. Maar volgens Hebreërs 11 vers 1 kan ons sê dit gaan goed gaan met hierdie huwelik. Want ons praat uit geloof uit. Jy sien, geloof
is wanneer jy iets sien, iets roep wat nog nie daar is nie, asof hy daar is. Dis geloof. So, en dan is daar natuurlik die waarheid. So moet nou nie vir jou vrou sê, my vrou, ek praat nou in geloof, jy lyk vir my mooi vanaand nie. Dis verkeerd, sy moet vir jou mooi wees, jy weet. Maar, weet, as jy voor die spieël staan en jy kyk vir jouself, jy kan sê, iemand, ek is die friste ou wat ek ken. Een van die dae, jy weet, ou weet nooit, dit gebeur. Hierdie dinge, ek sê dit al baie jare lank, my geloof groei nog. Ek is nog nie daar nie, maar, jy weet, geloof is 'n vaste vertroue in ons hoop. En daarom wil ek vir julle sê, dit wat voor julle lê, dit wat julle gaan doen, hier kom net mooi dinge. Ek glo dit vir julle. En die mense wat hierso sit vanmiddag ook, ek sê dit op elke troue wat ek doen, sê ek dieselfde ding. Het jy geweet, jy is nie hier vir die kos nie? Ek weet, dis 'n paar ouens wat nou heeltemal ontsteld is hieroor, veral aan die manlike gedeelte van die troue. Maar ons is nie regtig net hier vir die kos nie. Die mense wat hierso sit vandag, is hier getuies om te sien wat hier gebeur. Want in enige huwelik, en ek is nou al 16 jaar getroud, net vir my vrou kyk of dit reg of verkeerd, 16 jaar getroud. Ok, ek is 16 jaar getroud. En weet jy wat, dit is nie altyd maanskyn en rose nie. Jy weet, ek het al vir my vrou gesê, weet jy, ek kan nie met jou saamstem nie, maar ons is altyd verkeerd. Weet, as ons stry. Jy weet, een van ons moet reg wees, ons kan nie altyd verkeerd wees nie. En dan het ek ook natuurlik intussen geleer, hulle sê, jy kan of reg wees, of jy kan gelukkig wees, onthou dit. So as jy nou besluit vanaand met hierdie geveg wil ek gelukkig wees, dan stem jy saam. Sê net liefie, is reg, ek is jammer. Maar as jy nou vir haar sê, weet jy wat, nee, ek stem nie saam nie, weet, gaan vir jou swaar pad wees. Maar dit is deel van die huwelik. Maar dan behalwe dit, wil ek graag lees, en dis 'n bekende versie, en ek dink almal het dit al oor en oor in hulle lewens gelees, en oor hulle lewens gehoor preek, en dit is die liefdesvers in 1 Korintiërs 13. Hy sê, ekskuus, ek lees uit die Engels Bybel, hy sê, if I can speak in the tongues of men, and even of angels, but I have not love, that's reasoning, intentional, spiritual devotions, such inspired by God's love for us and in us, I'm only a noising gong, a clanging cymbal. Aan die woorde, as ek al hierdie wonderlike dinge kan doen, al hierdie wonderlike dinge kan sê, maar ek het nie liefde nie, dan raas jy net. Al wat jy doen, jy sal lawaai. Dan gaan hy aan en sê, al kan ek profeteer en hierdie profetiese woorde uitgee nog en dinge sê wat diep dinge praat en so, maar ek het nie liefde nie. Dan sê hy so, and if you can understand all truths and mysteries and possess all knowledge, and if I have faith so I can remove mountains, but I have no love, I am nothing. So hy sê, al kan ek hierdie wonderlike dinge doen, al kan ek wonderwerke doen, maar daar is nie liefde nie, dan is nie niks. Jy sien, ons is by mekaar gesit uit liefde. God het ons geskape omdat hy lief is. En die rede kom ons hier is vandag, is oor God. Want God het die huwelik ingestel. En dis hoekom ons hier is. Want is een van God se insetting, een van sy ordes, is die huwelik. En weet, baie keer dink ons, ja nee, Here het ons nou gestraf, nou moet ons in 'n huwelik wees en alles, weet jy wat, nee. Dis nie 'n straf nie, dis God se seëning. En weet jy, ekskuus, as ek vir die jong mense kan sê, jy dink, ek lewe nou lekker, weet jy wat, jou lewe begin die dag as jy getroud is. Dan begin jy jou lewe met iemand deel. Ons almal is gemaak om ons lewe met iemand te kan deel. En wanneer jy daai maatjie gekry het, dan begin jou lewe. Dan het jy iemand om wie jy is en wat jy is mee te kan deel. Iemand te kan deel hê daarvan. Die goeie en die slegte. En dit is wat dit so wonderlik maak. Daar's sekere dinge wat nooit verander nie. Soos jy kan jou vrou probeer leer om die toiletsebak op te los as hy klaar is. Hulle doen dit nie. As jy daar kom, is die ding onder. Dit is nou maar net so. Ek probeer al jare met my vrou, sy los die toiletbak onder. Ek weet nie hoekom nie. Maar daar's sekere dinge wat nie verander nie, maar daar's sekere dinge wat verander en wat maak dat julle twee in mekaar ingroei.
En dis wat dit mooi maak. Daai gom wat die Here gemaak het, wat julle in mekaar in laat vleg. Dis soos, ek sê baie keer vir mense, dis soos twee verskillende kleure klei, wat jy vat en jy meng dit in mekaar in. Weet, jy kan hulle probeer uit mekaar uithaal, maar daar bly tog agter. Want dis 'n geestelike, goddelike gom, wat julle by mekaar sit. En dis wat die huwelik mooi maak. Amen. En ek wil vra dat elke persoon wat hier is vandag, dat jy van hier af vorentoe hierdie twee mense sal ondersteun en bystaan in 'n huwelik. Ek het nou gesê, jy's nie regtig hier vir die kos en jy's hier om hierdie mense te help. Nie te help met kinderstories nie, dames. As hy na jou toe kom en sê, hierdie man vir my, ek weet nie, ek bid vir hom, maar ek beloof niks. Dan moet julle sê, weet jy wat, kom ek help, kom ek kry vir jou antwoord. Moenie sê, ja, ek het geweet, jy het Erik getrou. Dit help nie, dames, dit help nie. Help haar om die verhouding te herstel. En so ook andersom. As hierdie ou in sy kar klim en ry een van julle toe en hy sê, hoorie, hierdie vrou vir my, ek weet daarom nie. Jy weet, ek is lus om 'n portiegaltjie te vat vir ons huweliksherdenking en as ons so 50 jaar getroud is, sal ek alweer gaan haal. Dan moet jy vir hom sê, wie wat, kom ons kry hierdie ding reg. Kom ons kyk wat is die antwoord. Hoe kan ons die ding regmaak? Moet hom nie steek in sy kwaad nie. Jy moet vir hom sê, wie wat, ek sponsor jou die trip nie. Dit help nie. Help bou aan hierdie twee se huwelik. Dis hoekom ons hier is vandag. Dis hoekom jy 'n getuie hier is vandag. Om te help bou aan hierdie twee se huwelik. Amen. Kan ek 'n ja kry van iemand af daar agter? Amen. Right. Kom ons gaan dan oor na die moeilike deel van die huwelik. Die huwelik is deur God ingestel. Toe aan die begin gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by tye by te staan. Om so deur die Here verenig te wees, is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind en wat hulle lewe inrig onder heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir hul familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, krag en inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om sy leiding op hulle huwelik te bid. Man en vrou moet eerbied vir Christus aan mekaar onderrig wees, staan in Efesiërs 5 vers 21 en mekaar respekteer. Ek wil aan die volgende vra vir die egpaar vra. Gilliam, as man moet jy jou vrou lief hê soos Christus die gemeente lief gehad het. Soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor oorgee. Is jy 'n hoof van jou vrou? Jy moet haar lief hê, dien en lei en beskerm. En Elsaan, as vrou moet jy weet dat dit God is wat aan jou en jou man verbind het. Net soos die gemeente aan Christus verbind is. Soos die gemeente die Here lief het en in gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. Dan wil ek nou vra, Gilliam, Christoffel, Joachim, Godlieb. Dis nie jou name daai nie, nee. Verklaar jy, Gilliam, dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Elsaan hier teenwoordig nie. En dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Elsaan tot jou wettige vrou neem. Wat is jou antwoord? Absoluut, ja. En dan Elsaan, ek het nie vir jou ander naam nie, skus. Verklaar jy dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik
met Gilliam hier teenwoordig en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy hom tot jou wettige man neem. Wat is jou antwoord? Mag die Here dan die voorneme wat hy julle gegee het bekragtig en mag die begin van julle huwelik wees in die naam van die Here wat die hemel en almal aarde gemaak het. Gee mekaar aan die regterhand. So dis nog nie ringe nie. Gilliam, jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy Elzaan as wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar sal lief hê en getrou sal onderhou? Beloof jy verder dat jy heilig met haar sal lewe en haar in alles getrou sal bly, ooreenkomstig met die woord van God? Wat is jou antwoord? Ja. En dan Elzaan, jy het ook hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy Gilliam as jou wettige man neem. Beloof jy dat jy hom sal lief hê, hom sal gehoorsaam, hom sal dien en help en hom nooit sal verlaat nie? Beloof jy verder dat jy heilig met hom sal lewe en hom in alles getrou sal bly, ooreenkomstig met die woord van God? Wat is jou antwoord? Hiermee enige vrae? Hiermee verklaar ek dan Gilliam en Elzaan dat hulle wettig getroud is. Julle kan maar vir mekaar die ringe gee. Jy kan maar eers haar ring aansteek. Dan wil ek net hê julle moet asseblief 'n bietjie nader staan, dan gaan ek net 'n seëngebed oor julle bid. Kan ek dan vra dat jy almal net julle hande sal uitsteek na die egpaar, dat ons hulle net kan sien. Hemelvader, vanmiddag kom ons bid u seën af op Elzaan en Gilliam. Dankie Here dat jy hulle bymekaar gesit het. Vader, mag hulle ingang en uitgang geseënd wees. Daar waar hulle voete neersit, Here, dat u die grondgebied vir hulle sal gee. Dit waar hulle hande in aanlê, Here, dat u dit sal seën. En dankie Here, dat u altyd met hulle sal wees en dat hulle toekoms vir hulle goed is. Ons seën hulle nou in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil hom vra dat hulle net omdraai en dan kan julle vir hulle 'n handeklap gee. Nou mag jy as. Right, ons gaan dan oorgaan na die teken van die register en ek weet nie of daar ekstra reëlings is vir die gaste nie of gaan hulle net so bly sit. Skies. Kan aanbeweeg. OK. As u so lank vir ons sal aanbeweeg dan na agter toe, dan gaan hulle so lank vir ons die registers teken en dan kan jy vir hulle daar wag. Daar is konfetti en goeders daar agter.
never fail to eat, but always keep that hunger. May you never take one single breath for granted.